lees die dag wat Jesus opgestaan het, later daai dag, sien ons wat hy gedoen het soos hy opgestaan het. Ek meen 40 dae na hy opgestaan het, bly hy nog agter. En hy spandeer intentionele tyd saam met sy disippels en hy doen sekere goed en sê sekere goed om hulle lewe te verander en hulle harte te verander. Maar hy wou ook gehad het, hulle moes dit neerskryf sodat my en jou hart kan verander. As ek en jy besef wat hy gedoen het, dat dit 'n lewende woord is, dit beteken dit wat hy daar gedoen het 2000 jaar terug, doen hy vandag nog. En as ek daarin glo, dan gaan dit my hart en my lewe ook verander. Kom ons lees saam, Johannes 20, 3 versies. Dit sê, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. En alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. En dan sê hy vir hierdie woorde, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. 3 gedagtes wat ek met jou wil share, en ons gaan terug net na die eerste gedeelte toe, jy kan maar daai volgende een opsit. Vers 19, so hy sê hier, toe hy daar was, daardie Sondag aand, kom hy daar tussen die disippels, en die eerste ding wat hy vir hulle sê, is, vrede vir julle. Vrede vir julle. Ek skryf hierby, Jesus kon, maar Jesus het. Jesus kon, maar Jesus het. En wat ek bedoel is, dink net wat kon Jesus doen. Dink in daai moment, ek verbeel myself net en verbeel jouself dalk gou, die oomblik toe Jesus sy oë oopknik en hy haal hy lappe af in die graf. En hy besef, ek het die dood oorwin. En hy besef, en ek meen die Vader gee hom net daai absolute vrede van 'n victory, van ek het dit gewen, ek het dit gedoen, en uit 'n situasie uit waar die mense wat hy gemaak het, hy kom na hulle toe, om vir hulle te sê, ek is lief vir julle, ek vergewe julle sonde, om vir hulle te sê, dis okay, en hy gaan 'n weg maak, en daai einste mense kruisig hom, sy vriende verlaat hom, toe van die mense wat gesien het, hulle maak hom nou dood, het ophou glo, hulle loop weg, van die mense wat die klauste was aan hom het hom verraai, en toe hy aan daai kruis hang en hy's besig om dood te gaan, vat hy ons sonde en die hele wêreld se sonde op hom, en ons kan nie eers indink hoe dit moes wees nie, maar ons kan dis iets van elke mens se issues, elke mens se wonde wat binne in hulle is, van kindsbeen af, trauma, konflik, depressie, haat, alles wat sonde en lelik is, vat hy van ons op homself. Ons kan nie eers indink hoe dit moes wees en wat hy daar moes ervaar nie. Ons weet net, hy het hierdie ervaring van die Vader wat hom verlaat terwyl hy daar op daai kruis hang en die prys vir ons betaal. En ewe skielik is hy dood en toe hy sy oë oopmaak, ek verbeel my net hoe hy moes besef, nou is dit klaar. En dat hy weet, die Vader wag vir my in die hemel. Die hele hemel is besig om 'n partytjie voor te berei, die tafel is gedek, daai chefs in die hemel is besig om die kos te maak, soos Jesus daarvan hou, die skaapboutjies in, die crispy aartappels, you name it, hulle is besig om 'n partytjie voor te berei, om te celebrate dit wat Jesus gedoen het, en die feit dat hy gaan terug wees, en hy gaan sy Vader hug. Ek vra myself af, wat kon hy gedoen het in daai moment, net hemel toe gaan? Hy kon net opstaan en opvaar en sê, luister, ek het gedoen genoeg. Ek het genoeg gesê, genoeg gedoen. Die wat geluister het, good for you. Die wat nie geluister het nie, too bad. Maar ek is nou klaar met hierdie crazy wêreld. Nou waai ek. En ek gaan na my partytjie toe. Hierdie vrede wat ek nou het, ek gaan in hierdie victory gaan ek gaan enjoy. Dis wat hy kon doen. En ek wonder hoeveel van ons sou dit doen. Maar hy is nie ons nie. En wat het hy gedoen? Hy kies om terug te draai. En te gaan na sy vriende toe. En hy staan op om sy vriende te gaan
optel. En nou is hy op pad soontoe en hy weet, hier sit hierdie mense, hulle is bang, hulle is verward, dit is chaos in die harte van hierdie mense. Want nou moet jy onthou, hulle sit in hierdie situasie, hulle het gedink, hier is God, en in hulle gedagtes, as hy God is, wat hulle geglo het hy is, want hy het al die wonderwerke gedoen, hulle het gesien, maar hoe kan hy toelaat dat mense hom doodmaak? So nou twyfel hulle, of hy regtig was wie hy gesê het, hy is. Hulle is hartseer, en dis nie 'n lekker vibe hier waar hulle nou sit nie, want hierdie Jode, hulle praat van die Jode, maar dis hulle vriende en familie, wat hulle uitgewerp het, wat hulle wil doodmaak, omdat hulle glo in Jesus. Die Jode het hulle geloof en hulle godsdienst baie ernstig opgeneem. Nou is hulle outcasts, en hier sit hulle in hierdie vertrek, weet nie wat om te doen nie, weet nie wat om te glo nie, hulle is lost, hulle is verward. Maar Jesus het deernis met hulle onkunde, want die Bybel wat hulle gehad het mos die profeseë in, en hy het tog vir hulle gesê, hoor hierso, ek moet sterf, maar ek gaan weer opstaan, maar hulle het dit nie lekker verstaan nie. En hy het deernis met hulle onkunde, hy het deernis vir hulle situasie. En sy hart, God se hart is, om vir hulle in hierdie chaos vrede te gee. Hierdie vrede wat die verstand te bowe gaan, want kyk wat gebeur hier, hy vat nie hulle situasie weg nie. Hy sê nie vir hulle, kalmeer, hierdie vrede waarvan hy praat, is nie 'n ding van, hey hoorie, kalmeer, moenie bang wees nie, ek gaan nou alles vir julle okay maak, alles gaan nou beter gaan hier in Jerusalem. Hy het dit nie gedoen nie, en dit het ook nie gebeur nie. Inteendeel, van hier af vorentoe, het meeste van hulle dood gegaan. Hulle is doodgemaak. Hulle en hulle families. So dit het nie beter gegaan in terme van situasie nie. So die vrede wat hy hiervan praat, is 'n heeltemal 'n ander vrede. Dis 'n vrede wat sê, selfs al is jy in daai situasie, kan jy 'n gemoedsrus hê, en 'n dankbaarheid selfs hê. Hoekom? Want ek is hier. Ek is hier. En as ek is wie ek sê ek is, as jy glo God is God, en hy lewe, en hy's by jou in daai situasie waar jy is, in die chaos, in die moeilikheid, in die vrae wat jy nie antwoorde voor het nie, in die toekoms wat onbekend lyk, en jy weet nie hoe gaan jy hierdeur kom nie, maar God is met my, dan is daar net iets wat oor jou kom wat jy weet, selfs my moeilikheid sal hy betekenis gee. Die vrae wat ek nie voor antwoorde het nie, hy sal dit uitsorteer. Ek ken nie die antwoorde nie, maar hy het. Ek ken nie die toekoms nie, maar hy doen. En dis genoeg. Dit doen iets in jou hart en in jou gemoed wat niks anders kan nie, en dit wil hy gee vir hierdie mense. En dit klink so eenvoudig, maar dit is glad nie eenvoudig nie, want die wêreld adverteer die hele tyd vir ons iets anders. Die wêreld sê vir ons, hoor hierso, al hoe jy vrede kan kry, is jy moet jou situasie verander. En al hoe jy dit doen is, jy moet swoeg, jy moet werk, jy moet dit self uitsorteer. En as jy genoeg gejaag het, as jy daai volgende level van sukses bereik, as jy jou finansiële issues uitgesorteer het, as jy hierdie gesondheidsissue uitgesorteer het, as jy net daar kom, die wêreld skets vir ons 'n destination. As jy op daai plek kom en jy het oor daai hekkie gekom, daar gaan jy vrede hê. As dit vakansie gaan wees en jy's net daar op vakansie en jy sien die bos of jy sien die see, dan gaan jy vrede hê. Maar hou net aan jaag vir dit. Dit hou die hele tyd, die wêreld hou die hele tyd 'n kasie hier voor ons en sê jaag vir dit. Jaag vir dit. Jy gaan vrede, jou vrede lê daar, dis nooit hier nie, dis net die hele tyd daar. En ons glo dit en ons jaag en ons dink vinnige voete wat jaag vir daar. Ek gaan vrede vang en ek kry dit nooit nie. Dis net die hele tyd een stappie voorby. Tot ons besef, hierdie vrede waarna my hart verlang, jy kry dit net by die voete van Jesus. Wanneer jy sy teenwoordigheid ervaar en jy hoor sy fluister wat vir jou sê, vrede vir jou. Vrede vir jou, ek is by jou. Jy hoef nie hierdie uit te sorteer nou om vrede te hê nie. Ek moet net hier by jou wees. En jy moet oopmaak vir my en na my luister, dan gaan ek jou lei en hoe groot hierdie gemors ook al mag wees, ek sal dit draai en dit ten goeie laat meewerk, dat dit tot 'n getuienis lei wat jy sal vertel. En dit sal meaning hê, dit sal jou purpose gee. En vandag wonder ek of jy so by sy voete sit, en of jy jaag vir 'n kasie hier voor jou. Of jy glo
dat as ek by die voete van die Here sit, en ek ervaar net sy teenwoordigheid, dat dit my hierdie vrede gaan gee, wat my gaan oorspoel en oorweldig, en selfs 'n dankbaarheid gee, waarvan ek kan lewe. In plaas van jaag vir dae, my vrede is daar. Wat se een is jy mee besig? Wat se een ervaar jy? Miskien roep die Here jou vandag om te sê, hey, kom word bietjie stil by my. Dat jy my fluisterstem kan hoor, want ek wil vir jou vrede gee. In die tweede plek, as ons na daai tweede deel van die skrif toe gaan, dan is dit vir my so beautiful hoe Jesus vir hulle vrede gee. Want hy sê dit, maar net omdat hy dit sê, beteken nie dis heeltemal hulle ervaring nie, en dan kom hy, en hy wys vir hulle sy wonde. Dis een van die mooiste goed vir my van hierdie storie, van hoe Jesus hierdie hele storie uitgewerk het. Dat hy na sy opstanding nie vir homself hierdie Superman liggaam gee nie, maar dat hy kies, doelbewus, om nog steeds sy wonde te hou. Dink daaraan, dit is amazing, ek love dit. En hoekom hou hy daai wonde? Sodat hy na sy vriende toe kan gaan en dit vir hulle kan wys. Want sy wonde, toe hulle dit sien, dit was hy, dit was daai persoon wat ons nie geweet het, is hierdie God of is hierdie net 'n goeie mens? Maar nou sien ons hierdie wonde, wat oorwonne is, deur die krag van God. God het deur hierdie wonde 'n wonder gedoen, en ons sien dit, en daai oorwonne wonde, bring genesing vir hulle vrede wat hulle nie het nie. En dit vul hulle, en dit sê, hulle ewe skielik is hulle gevul met blydskap. Hulle het 'n oorweldigende hartseer gehad, nou het hulle 'n oorweldigende blydskap. Hulle het 'n oorweldigende vrees gehad, nou het hulle hierdie oorweldigende oortuiging van, dis God. Hy het dit gedoen, hy het die dood oorwin, en as hy dit kan doen, ek meen, wat kan hy nie alle, dan kan hy enigiets doen, en hierdie probleempie in my lewe, hy kan dit uitsorteer. Hy kan betekenis daaraan gee, en die manier hoe hy dit gedoen het met daai wonde, en hoe Jesus gekruisig was, dis nie die manier hoe ons sou kies nie. So God se manier is misterieus, dis anders as ons sin. Jy gaan partykeer deur die dood, en deur die moeilikheid moet gaan, vir hom om die storie te skryf, wat hy met jou lewe wil skryf, maar skryf sal hy hom skryf, as jy in sy hande is. En ons hierdie overwhelming peace, wat hulle vloed. En toe ek dit net weer lees, toe dink ek by myself, weet jy wat het mense vandag nodig? Jou vriende. Jesus kom hier na sy vriende toe, hy wys hulle sy wonde. Weet jy wat het jou vriende nodig? Hier in Alberton. Hulle sit met hulle eie wonde, met hulle eie vrae, met hulle eie vrese, hulle eie verwardheid, en dit veroorsaak ongeloof in mense. Almal van ons ervaar dit. En hulle het regtig nodig om wonde te sien. En wat ek daarby bedoel is, dat ons uitgaan en gaan getuig aan mense, oor die issues, die wonde in ons lewe. En let's face it, ons het almal issues. Ons almal het ons dinge. Ons almal het issues in ons huwelike, ons almal het issues in ons families, ons almal het issues met werk en beroep. Ons almal stoei met alles wat almal mee stoei in die lewe. Ons almal stoei met goed. En ons dit veroorsaak 'n ongeloof. Ons almal sit hier waar die disippels hier was, en dan as Jesus dit kom aanraak, wat doen jy daarmee? Wys jy dit vir mense of probeer jy dit dan wegsteek? Weet jy wat's die issue vandag onder Christene? Is trots. Dis hoekom ons nie getuig en ons stories vertel van mense, want ons wil prim en proper lyk. En wat ons dink, ons 'n goeie Christentjie se lewe moet perfek wees. So ons lyk en ons sit ons maskertjies op vir mekaar en alles lyk so mooi en goed en reg by die Steenberg gesin. Alles gaan net goed daar. Ons is net goeie mense en daar's niks issues by ons nie. Nee, alles is net goed. Ons is ordentlike mense en alles werk net uit vir ons. En ons probeer dit voorhou voor mense. En ons sit hierdie maskertjies op en kan ek jou sê, mense wil nie hoor van alles wat goed gaan met jou nie. Want dit gaan nie alles goed met hulle nie. Mense wil nie hoor van die dele van jou getuienis waar dit is net gemaklik, alles werk net uit. Mense wil hoor van die moeilikheid. Mense wil hoor van die wonde. Wat 'n wonde moes die Here genees in jou lewe? Jesus kom hier met sy wonde en hy wys dit vir hulle en tog op sy gesig het hy 'n glimlag.
Want God gee hom daai vrede van die wonde is oorwin. En wanneer jy vir iemand jou wonde in jou lewe kan wys, en jy praat eerlik oor jou issues, net opreg, en jy sê vir hulle, hier's die issues wat in my lewe is en was, maar ek het Jesus hier ontmoet, hy het my hier kom ontmoet, en hier het hy my aangeraak. En hier het hy dinge vir my verander, en hier het hy my kom red, en hier het hy dinge vir my gedraai. Wanneer ons wonde vir mense wys, dan doen dit iets in hulle. Dit reël, dis 'n geloof wat reël is vir hulle. En ek wonder wat se vriende is daar in jou lewe vir wie jy bietjie moet getuig en van jou issues moet vertel. En vertel, oopmaak, eerlik en sê, hier's die goed waarmee ek al gebattle het in my lewe, hier's die goed waarmee ek nou battle, maar hier's hoe Jesus my help. Hier's hoe hy my optel, hier's hoe hy my vrede gee. Want wanneer ons eerlik oopmaak vir mense, dan trek dit hulle na Jesus toe. Dan trek dit hulle na Jesus toe. Wanneer ons loop met ons skynheilige maskertjies op, dit doen niks vir mense nie. Mense sien nie jou glimlaggie in die dorp en jou Jesus stiekertjie op jou kar en dink, oh nou, ek wil kerk toe gaan Sondag. Maar wanneer jy vir iemand eerlik vertel van wat in jou lewe aangaan en die gebrokenheid en die wonde, net die mens wees waarmee jy stoei, maar hoe die Here aan die ander kant jou vul en help en lei en dat jy hom nodig het. 'n Nederige, eerlike getuienis, dit trek mense na die Here toe. Hier kom Jesus in 'n mensliggaam as die mens wat hulle geken het. En hy wys vir ons die voorbeeld. En dit bring my by die laaste punt waarmee ek wil afsluit en ek wil net hierdie inhamer, hierdie verantwoordelikheid wat ons het, want wat sê Jesus vir hulle? Toe God vir my hierdie vrede gegee het en hy help my om die dood te oorwin, toe stuur hy my na julle toe. Om vir julle te kom wys my wonde, om met julle te kom share, om teenwoordig te word en die victory wat ek geniet, om dit te kom deel met julle, dat julle ook vrede kan ervaar. En nou sê hy vir hulle, maar nou sê ek vir julle, nou stuur ek julle. Nou stuur ek julle na julle vriende toe. Nou het julle die verantwoordelikheid. Jy sien die gawe van vrede, dit kom met 'n verantwoordelikheid. Dat ek dit moet ontvang by die Here, maar nie net om vir myself dit te geniet nie. Nie net dat ek met vrede kan lewe nie, maar dat ek kan getuig en ek is gestuur na ander mense toe om die vrede van die Here to share the peace and the power. That's my purpose. En te veel Christene staan op in die oggend sonder 'n purpose. Alles gaan oor my. Ons het 'n trots issue en ons het 'n selfsug issue. Hoeveel Christene dink jy lewe gestuur? As hulle opstaan in die oggend, dink hulle, miskien iewers vandag gaan ek met iemand ontmoet, skouers skuur en dan kan ek getuig. En dan kan ek hulle trek na Jesus toe. Meeste Christene bid net oor my. Here, help my. Here, gee my hierdie vrede. Here, help my om hierdie probleem uit te sorteer. En ons geloof is so selfgesentreerd. En Jesus weet, dis 'n issue wat ons het. So terwyl sy hart is om hierdie individue hierdie vrede te gee, wat die verstand te bowe gaan, eindig hy deur vir hulle te sê, voor ek gaan, wil ek net gou vir julle hierdie ding sê. Ek is gestuur na julle toe. Ek het nie die vrede gevat van die dood wat ek oorwin het en ek het net gaan celebrate in die hemel nie. Ek het teruggekom na julle toe. En nou het julle hierdie vrede, maar nou sê ek vir julle, nou het julle elkeen 'n verantwoordelikheid om uit te gaan by hierdie deure in Alberton en daai vrede te share met ander mense. Die ervaring wat jy het van die Here se teenwoordigheid, dit wat die woord binne in jou doen en hoe dit jou stig, jy kan dit nie hou vir jouself nie. En dis wanneer ons dit hou vir onsself, wat ons dit verloor, want die Here word stil, want sy hart is, ek wil jou vrede gee, ek wil jou bless, ek wil vir jou meer gee in die lewe, maar wat gaan jy doen daarmee? Gaan jy dit net hou vir jouself? Of is jou hart om 'n blessing te wees vir iemand anders? Is jou hart om op te staan, sodat jy ander mense kan gaan optel? En dis die vraag wat ek stel vir jou vandag, soos ons afsluit. Jesus het opgestaan om ander mense op te tel. Staan jy op as 'n Christen uit jou dood, uit jou sonde, om ander mense op te tel? Staan jy op in die oggend
En besef jy, ek staan op uit die dood uit. Jesus het my lewe gered. En ek lewe nou om ander mense te help om op te staan. Want in almal van ons stories, ja, dis die Here wat ons red. Maar ek en jou sê, in almal van ons getuienis kan ons sê, wie is die mense wat jou gehelp het om op te staan? En ons almal sal mense hê, van wie ons kan getuig. Hoe het hulle by jou uitgekom? Hulle is na jou toe gestuur. En nou is daar mense in jou lewe en mense met wie jy skouers skuur in hierdie dorp en oral anders waar jy kom. En dis nie net vir sommer net nie. Jy's 'n gestuurde. Oral waar jy gaan, stuur die Here jou. As jy die hele Nuwe Testament lees, alles is gebiede en kerke eventually, die kerk van Efesiërs en die kerk van Korintiërs, maar dis alles gebiede waartoe die Here sy mense gestuur het en gesê, nou dit wat ek vir julle gedoen het, nou gaan julle. En julle gaan share dit met ander mense, gaan tel ander mense op. Dis die hart van ons Vader, is dat mense opgetel moet word. En selfs in mense se ongeloof, en selfs in mense se sonde, veroordeel hy hulle nie daar nie, en wil hy hê ek en jy moet nie mense veroordeel nie. Maar wil hy hê ek en jy moet gaan en saadjies van liefde en saadjies van vrede saai. Hy gaan die werk doen, maar ek en jy moet gaan met hierdie liefde en hierdie nie veroordelende gees om mense op te tel en ons moet ons stories vertel en ons moet ons wonde wys vir mense. Ek wonder en ek wil jou challenge. Miskien kan ek jou so vra, wanneer het jy al ooit in jou lewe met iemand eerlik jou getuienis gedeel? En ek bedoel not only the good but the bad and the ugly. Wat is die lelikste ding in jou lewe? Wat is die grootste hekkie, die grootste berg, die grootste leeu, die grootste Goliat, wat God jou al gehelp het om te face, en jy's nog steeds hier vandag, and you live to tell the story. Het jy dit al met iemand gedeel? En as jy het, wanneer laas het jy dit met iemand gedeel? Dat jy sien, en daar's geen groter joy as dit nie, dat jy sien, dit doen iets binne in iemand, en hulle vat so treekie nader aan Jesus, want hulle soek ook dit. Hulle soek ook so victory. Familie, ons is opgehelp deur die Here, en ons staan op, sodat ons ander mense kan gaan ophelp. En ek los hierdie as 'n lewende vraag by jou, wat jy met die Heilige Gees mee oor moet gaan praat. Wie's die mens of mense in hierdie week nog, met wie jy jou storie moet share, vir wie jy moet getuig? Mag jy dit gaan doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek love u nederigheid. U het nie ego issues soos ons nie. Ek dink as dit ons was, het ons vir onsself 'n six-pack gegee en 'n amazing nuwe liggaam gegee, maar u kom terug u word weer een van ons. U wil met ons connect, dis u hart. U hou u wonde aan u liggaam, so lelik as wat dit mag gewees het. Maar u wil dit vir ons wys, om te sê, kyk, God oorwin die dood. So enige wond wat in jou hart is, dis vir die Here niks nie. Hy kan dit genees. Vrede vir jou. Kom na hom toe, hy wil dit genees. Dankie dat u kom om ons op te tel, om ons harte aan te raak, om ons te genees, om ons daai vrede te gee, wat die verstand te bowe gaan, want die verstand soek antwoorde, die verstand wil in beheer wees, die verstand wil alles uitwerk, maar al is ons in situasies van konflik en al het ons verstand vra, kan ons daarmee lewe en met 'n journey, want u gee ons daai vrede wat die verstand te bowe gaan. Dis die vrede wat sê, die skepper van die heelal is by my, so alles is okay. En daai vrede wat ons het, mag ons dit gaan deel met mense. Ek vra Heilige Gees, dat u vir elkeen van ons sal wys, wie die mense is, met wie ons moet share, wie die mense is, vir wie ons stories moet vertel, wie die mense is, vir wie ons moet oopmaak, en ons wonde moet wys, dat hulle besef, hey, ek is nie alleen nie,
Ander mense stoei ook met die. Maar daar's oorwinning, daar's vrede, wat ek kan kry by die voete van Jesus. En mag mense kom na u voete toe, omdat ons lewe as gestuurdes. Ons het u lief, dankie dat u ons roep, dankie dat u in ons glo, en dat ons deel kan wees van u span, wat as gestuurdes hier uitgaan, dat soos ons vandag hier by die deure uitgaan, dat ons sal weet, the church has left the building, dat ons in hierdie dorp ingaan en sal getuig, en ons kan dit doen in die wonderlike naam van Jesus, en ons sê saam, Amen.